Goeiedag. Ek vertrou dat dit nog met jou goed gaan. Dankie dat ons vandag weer vir so 'n rukkie saam met mekaar kan kuier. Wanneer ek saam met jou tot God nader, dan wil ons vanmôre vir die Here sê, ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Ons kan seker wees dat ons ook deur God geskep is en daarom wil die Here ons ook vandag van sy seën verseker. Daarom, genade en vrede vir jou van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat ons nou saam met mekaar sal bid. Here ons Here, almagtige God en hemelse Vader, U ken ons elkeen op ons naam. Vandag kom staan ons met al ons verskille, ons klein geloof, ons ongeloof en ons baie twyfel voor U. Maar Here, ons staan ook voor U in ons eendersheid. Ons verhouding met U en met mekaar loop dikwels skeef. Ons moet almal eendag sterf. Sonder U liefde en U genade is ons almal verlore. Maar ons is die mense wat vandag kan hoor en verseker kan word dat U ons nie kan en wil prysgee nie. Dat U ons in liefde en genade wil toevou. Dankie vir U liefde en genade in Jesus Christus. Vandag is ons hier om U te loof en te luister na wat U vir ons wil sê. Ons bid dat in hierdie oomblikke van saam wees dit ook vir ons sal gebeur. Amen. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vandag uit Kolossense 3 vers 1 tot 17. Nou wil ek vra dat U baie fyn moet luister na die kontraste binne in hierdie gedeelte. Dit wat vroeër gegeld het, verlede tyd, teenoor dit wat nou geld, teenswoordige tyd. Hierdie verskil tussen toe en nou is alleen moontlik omdat God vir ons baie lief is. Gelowiges het saam met Christus gesterf, verlede tyd, maar hulle is ook saam met hom opgewek, teenwoordige tyd. Ek lees vir ons Kolossense 3, vers 1 tot 17. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper, en tot die volkome kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind,
nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Ek lees vir ons tot hier. Verlede Sondag het ons vir mekaar gesê dat die dood nog nooit so naby in ons was as juis nou nie. Maar ons kon ook hoor dat wat ons omstandighede ook al mag wees, God ons raak gesien het en by ons kom stilstaan het. Ja, dat God aan ons elkeen die lewe, die ewige lewe wil gee. Ons het vir mekaar gesê dat God ons in elke dag wat ons as vandag ken, teenwoordig wil hê. Teenwoordig om namens hom mekaar raak te sien, om te gee, te bemoedig en om te dien. Kyk ek na die boodskappe wat ons vir mekaar stuur, die manier waarop mense vir mekaar omgee en by mekaar se lief en leed betrokke geraak het, sal ek nie verkeerd wees as ek sê dat die dood wat naby aan ons gekom het, ja ook ons eie dood, mense se uitkyk op die lewe en ons verstaan van die dood verander het nie. En nou wil ek vandag vir jou vra, het jy al gesterf? Het jy al opgestaan uit die dood? Dit lyk vir my dat ons as mense op 4 maniere kan sterf. Die eerste manier van sterf is wanneer 'n mens se liggaam sterf. Hierdie sterf van jou liggaam is vir ons as mense 'n verskrikking. Jy staan magteloos. Die dood kom in jou liggaam in. Dit oorval jou. Soms sonder dat jy dit verwag. Dit bly 'n ongenooide gas wat in ons elkeen se deur kom klop. Vir naasbestaandes is die dood altyd ontydig en ongeleë. Die tweede manier van sterf is om vir die wêreld te begin lewe. Dan is God nie meer deel van jou lewe nie. Jy sterf God af en leef net vir jouself, jou werk, jou belangstellings, jou sport en noem maar op. En al dink jy dat jy lewe, is jy eintlik dood. Want sonder God is daar nie lewe nie. Jou lewe bly leeg en jy bly soekend. Die derde manier van sterf is om in jouself te sterf. Dit is wanneer jou hart, jou emosies, jou drome en hoop binne in jou begin doodgaan. Daar is baie redes, omstandighede, hartseer, skok, trauma, depressie of wat ook al. Dan lewe jy nog, maar dit voel asof jy net sowel dood kon wees. Jy bestaan net en het geen wil om meer te lewe nie. Ons hoor so baie dat mense sê, alles binne in my het dood gegaan. Die vierde manier is om jouself in die geloof af te sterf. In Kolossense 3 het ons gelees dat ons, wat in Jesus glo, die aardse dinge moet afsterf en dat ons onsself op die hemelse dinge moet rig. Hierdie afsterf van jouself is vir ons 'n pynlike proses. Wat dit nog erger maak is dat jy self daarvoor verantwoordelik is, omdat jy die bewustelike keuse maak
om Christus te volg. Dit vra selfondersoek. Dit vra dat jy diep in jouself moet inkyk, weer en weer. En dan nie volgens jou maatstawwe nie, maar volgens dit wat God van jou verwag. Hierdie afsterf van jouself, hierdie dood, vra van jou 'n geloofskeuse, wat nie maar net eenmaal gemaak word nie, maar elke dag en elke oomblik van die lewe gemaak moet word. My geliefdes, Paulus skryf hier in Kolossense die dood soos volg. Hy sê jy gaan graf toe met die ou mens. Hierdie ou mens het 'n doodskleed aan. 'n Doodskleed wat haat, nyd, slegte begeertes, gierigheid, jaloesie, vuil taal, gevloek en leuns, liefdeloosheid en nog baie ander slegte goed genoem word. Jy trek hierdie doodskleed uit en jy beklee jouself met meelewendheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld, vergifnis en liefde. Jy sterf die ou mens wat na die dood ruik af en jy staan op in 'n nuwe gedaante, 'n ander mens. Deel van jou lewe word dan dankbaarheid en vrede. Wanneer dit gebeur, sê Kolossense, dan het die boodskap van Christus in sy volle rykdom in jou begin bly. Dan word jy elke dag meer en meer vernuwe na die beeld van Christus. Dit alles net as jy bereid is om saam met Jesus hierdie pad te stap. Elke dag, elke oomblik en in elke keuse wat jy maak. Dan word ons nuut en die wêreld waarin ons lewe word ook nuut. Ons lewe en ons sterf en lewe weer, maar nuut en anders. Dit is asof hierdie nuwe ek 'n draai in die hemel gaan maak het. Ek het die ou sondige mens afgesterf en my lewe is nou op God gerig, op die hemelse dinge. En dit is moontlik omdat Jesus nie in die graf gebly het nie, maar lewe. Sy opstanding het vir ons 'n nuwe lewensmoontlikheid gebring. Is dit moontlik? Kyk maar net rondom jou. Wat sien jy? Alles behalwe die nuwe lewe. Ons sien haat, geweld, onmin en onvrede, woorde en dade wat mense se lewens vernietig, mense wat mekaar met woorde vermoor, mense wat die spel speel van ek is beter as die ander een, mense wat mekaar vernietig, wat bo oor mekaar sal loop, net om bo uit te kom. Ek het al gewonder of ons werklik weet waar bo regtig is. Ons plunder God se wêreld. Ons verwoes God se mense en ons verwoes onsself. En ja, ons leef voluit, maar sonder God. En ons sterf die tweede dood. Ons lag maar met seer. Ons is vrolik, maar daar is nie diepte en ware geluk nie. Ons het vrede, maar ons is bang vir die lewe en vir God. Ons lewe om te oorleef. Maak nie saak wat dit vra of wat dit my kos nie. Maak nie saak wie seer kry nie. Daarom hierdie vraag. Is die lewe waarvan Kolossense praat werklik moontlik? Kan jy en ek nuut word? Kan ons opstaan uit 'n lewe wat na die dood lei? God sê, ja, dit kan. Dit moet, want ons is dan God se mense. Ons is God se uitverkore mense. Ons is nie sonder 'n Vader nie. En omdat God ons Vader is, kan ons nuut en anders wees. Hoekom sukkel ons dan so? Hoekom gebeur dit so moeilik en so stadig? Hoekom gebeur dit net soms? Hoe kan ek dit regkry om met my ou sondige mens te breek en toe te laat dat God my meer en meer nuut en anders maak?
Die nuwe lewe vra van ons om 'n geloofskeuse te maak. Dit vra dat ons nie net moet glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Ons moet glo dat God ons ook uit die dood uit wil en kan en sal laat opstaan. Dit vra van ons om saam met God en voor God te lewe. Dalk lê die probleem in ons manier van doen. Ons doen dom, onbeholpe, halfhartig, want dit sal tog nie help nie. Ons besluit, ek sal doen wat God vra, ek sal die nuwe mens wees wat God wil hê dat ek moet wees, maar onthou, ek is maar net 'n sondaar. Almal maak tog foute en het tekortkominge. En omdat God dit weet, sal hy my mos maar weer en weer vergewe. Eintlik probeer ons om vir ons so 'n agterdeurtjie oop te hou. Ons kruip weg agter ons menslike onvolmaaktheid, asof dit God se skuld is. En dan laat ons Jesus maar weer en weer aan die kruis hang. Ons los hom in die graf. Ons leef asof die opstanding nooit plaasgevind het nie. Net nie moontlik is nie. God se wil vir ons is dat ons nie net die ou mens, die ou ek sal begrawe nie, maar dat ek iets nuut in die plek van daardie ou mens sal stel. 'n nuwe mens. 'n nuwe mens wat nie net wegbly van woede, leuns, gierigheid en noem maar op nie, maar dat ons bewuslik in die plek daarvan sal begin om te vergewe. Goedgesind sal wees, verdraagsaam sal wees, geduldig sal wees en die liefde van God met oorgawe sal lewe. Doen die een en moet nie die ander een nalat nie. Begrawe die ou mens en staan op as 'n nuwe mens. Dan sal ons vrede voor God hê. Dan sal jy dankbaar wees oor alles wat God vir jou gee. Kolossense sê dat ons mekaar oor hierdie nuwe manier van lewe moet leer en onderrig en mekaar daarin moet oefen. Ons moet bly en dankbaar sing oor hierdie nuwe lewe. Die Here vra vandag vir jou en vir my, wil jy nie maar jouself van die geloof afsterf nie? Wil jy dit nie maar oorweeg om as 'n nuwe mens op te staan en te leef nie? Want kyk my kind, wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Mag jy en ek dan so kies, dat wanneer ons opstaan en hiervandaan teruggaan na ons gewone lewe, na ons gesinne en ons mense, dit meer en meer duidelik sal word, dat ons leef as God se nuwe mense. Mag die Here ons daartoe help. Amen. Wanneer ons nou gaan groet, vra ek, dat ons in verwondering en in dankbaarheid sal sing, oor die voorreg om as God se kinders te mag leef, en te mag sterf. Ons sing gesang 464. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die
na dag vir my u kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid hier dat u ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkome niet u eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. Hoe heerlik hier die grote Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef dan in daardie seën. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou op koers te hou. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne in jou om jou te inspireer. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie dat ons vandag weer so klein rukkie saam met mekaar kon wees. Kyk asseblief na jouself. Kyk na jou mense. Bly veilig en bly gesond. Totsiens.